Ja, ek dink ons almal kan getuig dat dit die slegste tyd van die maand is die laaste week van die maand, veral as jy nie weet hoe om jou rekeninge te betaal nie. Veral as jy nie weet hoe gaan jy hierdie maand eers aan die einde van die maand kom net nader en jy die rekening moet betaal en daar's nie geld in jou rekening nie en jou pay is soos die pay is van die einde van die maand tot die einde van die aand. Dit hou nie. Jy moet regtig net skraap en bymekaar hou om die dinge in die gang te hou. Die Afrikaanse mense om die pot in die kook te hou. En ek onthou, hele paar jaar terug, toe ek net tot bekering kom, was al 2 jaar in my lewe wat ek nie 'n voertuig gehad het nie. So ek het bus gery, fiets gery, gestap, lift gevang, gevlieg as daar geld was, om te kan vlieg, net om by die volgende dorp uit te kom, sodat ek die evangelie kon gaan bedien het by die volgende plek. En 2 jaar na dit, sit ek die dag in Walvis Bay in 'n restaurant. En ek sit daar en 'n ou kom na my toe in daai tyd wat ek net daar ontmoet het en hy sê vir my, hy soek my rekeningnommer, sy pa het gevoel om geld in die bediening te lê. Nou op daai spesifieke stadium het ek R40,000 nodig gehad om Amerika toe te gaan, om 'n skool by te woon waar net 100 mense kon bywoon reg oor die wêreld. En hy het nie dit geweet nie. En hy het uitgestap en my gebel 15 minute later en vir my gesê, hy wil nou nie ek moet skrik nie, maar môreoggend sal daar R40,000 in my rekening wees. Ek het onmiddellik begin huil, uitgehardloop, op die telefoon geklim, my ouers gebel gesê, ek gaan Amerika toe, huil ek. En in daai oomblik sê die Here vir my, dis nou tyd vir jou om 'n kar te kry. Na 'n klomp karre te gekyk het, kom ek by hierdie Audi A3, sunroof, leerseats, alles wat 'n jong man wil begeer. Ek was 26 wees op daai tyd. En ek klim in die kar en toe ek in die kar klim, sê die Here vir my, hierdie is jou kar. En ek bel my pa, ek sê van pa, kan pa my help asseblief? Ek het hom gevra, kan hy dalk net vir my 'n lening maak of die kar op sy naam kry en dan betaal ek hom terug elke maand. Net dat ek die paaiement kan betaal, want ek het nie 'n werk of niks nie, so ek kan nie 'n kar koop nie. En ek kom van Amerika af, tel die kar op en daar gat ek. Maar in daai tyd betaal iemand paar R1000 in my rekening en was ook genoeg gewees om 3 maande se paaiement te kan betaal vooruit. So ek betaal toe 3 maande se paaiement vooruit vir my pa en ek sê vir hom, pa, ek gaan 3 maande vooruit betaal en dan sal ek nog steeds elke maand betaal. So as daar 'n droë maand is, dan is daar 3 maande vooruit. Daar's 3 maande vooruit, ek betaal 1 paaiement en die Here sê vir my, van nou af gaan jy nie weer geld hê vir hierdie kar nie, want ek het jou gesê om my te vertrou en ek dog toe, nee man, dit kan nie wees nie. En vir 3 maande na dit, geen inkomste om my kar te betaal nie. Gelukkig het ek mos nou my 3 maande vooruit betaal. My pa gaan in paniek in, ek's in paniek, wat gebeur nou, ek kom nie geld vir die kar nie. En ek gaan bedien by 'n plek. Op pad na daai plek toe, bars ons 2 bande, ons moet by 'n gastehuis oorslaap, ek en my broer. Ons het nie geld nie. Ons sê vir mekaar, hoe gaan ons maak? Ons kort geld, maar ons kan net nie vir mense vra nie. So ons vertrou in die Here dat as ons by die plek bedien het, dat daar ten minste 'n goeie inkomste sal kom om ons terug te vat Appington toe. Want ons het nie geld nie. En daai aand lê ek in die bed en ek kan nie slaap nie want my kar moet betaal word. My paaiement van die kar is op. My pa wil weet wanneer betaal ek die kar? Daar is nie geld nie. Ek het net bande gebars. En ek lê in die bed en ek rol rond. Nou dink ek, hoe gaan ek nou maak? Ek bid nou, Jesus Here, kom vir my deur. U het gesê ek moet U vertrou. Ek weet nou nie watter kant om te gaan nie. En is daar 'n hele warbel wat ek stoei met die Here oor hierdie karpaaiement. En ergens onthou ek, maar hier het 'n vrou vir my gesê, as ek ooit vashak, dan kan ek haar net vra. En ek stuur haar 'n boodskap en ek sê vir haar, "Jesus Tannie, ek doen nou nie hierdie gewoonlikie, maar kan Tannie my nie net help met my karpaaiement? Ek sal die geld vir Tannie teruggee sodra ek dit kry. Ons is op 'n bedieningsnaweek." En sy vra my wat die bedrag is. Ek gee dit vir haar oor. Sy betaal vir my onmiddellik die geld oor. En julle sal my nie glo nie, ek voel nog slegter nadat sy dit betaal het as wat ek gevoel het voordat sy dit betaal het. En ek voel so ek is in die ongeloof. Hoe kan ek nou nog mense vra? Die Here dan nou gesê hy sal vir my hierdie kar betaal en nou vra ek mense om te doen en nou voel ek nog meer onrustig. Kon nie slaap die aand nie. Volgende oggend word ek wakker en iemand het R18,000 in my rekening betaal. Letterlik die volgende dag. En ek sê vir die Here, Here, ek is so dankbaar vir hierdie geld. Dankie hiervoor. En die Here sê vir my, kon jy nie 'n dag vir my wag nie? Kon jy nie 1 dag vir my gewag het nie? Jy het jou eie planne gemaak nadat ek gesê het jy moet my vertrou en ek het so sleg gevoel. Na daai dag het ek nooit weer planne gemaak vir inkomste, ooit weer na dit nie. Die Here het gesê, hy gaan voorsien. God het gesê, ek kan hom vertrou. Die Here het gesê dat hy kyk na die mossies, hy kyk na die diere, hy kleed die lelie in die veld. My lewe is soveel meer werd. Ek hoef oor niks te bekommer nie. God sal voorsien. En die oomblik toe ek begin planne maak, toe vat ek die dinge in my eie hande. Toe vat ek hierdie hele plan wat God vir my lewe het, nou in my eie hande rondom my voertuig. Want ek wil seker maak dit is betaal. Ek wil seker maak niemand is in skuld nie. Ek wil seker maak ek is nie in skuld nie. Ek wil seker maak dat ek die Jesus goed verteenwoordig. Maar in daai oomblik in my kamer
vir myself intussen die Here het ek hom nie goed verteenwoordig nie, want ek was in totale ongeloof gewees. En die Bybel sê in Johannes 16 vers 9, dat ongeloof 'n sonde is. Ongeloof is 'n sonde. En Jakobus sê hy, dat ons enigiets van God kan vra, maar die persoon wat twyfel, is soos die branders van die see, wat deur die wind rondgegooi word, en so 'n persoon moet niks van God verwag nie. Wanneer ons God vra, moet ons in totale, absolute geloof kom, dat God dit gaan doen, as ons hom gevra het. As ons twyfel, dan is ons soos 'n persoon wat die branders van die see rondgegooi word, en so 'n persoon moet niks van God verwag nie. Jy kan God vandag vertrou. Jy kan hom op sy woord vat. Wat het die Here vir jou gesê oor jou lewe in sekere areas van jou lewe waarin jy vandag dalk stres? Wat het God vir jou oor dit gesê? Wat is sy beloftes vir jou? Jy weet, daar's meer as 30,000 beloftes in die Bybel. Is bitter baie. Hoeveel van daai beloftes ken jy en hoeveel van hulle het jy al gevat vir jouself? En kan jy dit glo? Kan jy God vertrou en kan jy dit joune maak? Vader, ek dank U in die naam van Jesus vandag vir elke persoon wat hier luister en elke persoon wat hier kyk. En dankie Jesus dat op waar plekke van ongeloof is, dat hulle na U toe sal kom in totale geloof en U vertrou vir die volgende ding in hulle lewe. Dankie Jesus dat hulle terug kan gaan op die woord wat U reeds gespreek het in die areas van hulle lewe waar hulle vandag sukkel. Dat hulle in geloof sal gaan na U toe en sê, Here, U het hierdie gesê, ek vertrou U vandag vir dit. En dat hulle sal rus dan en weet dat U God is en dat U hand op hulle lewe is, dat U verseker nie 'n mens is, dat U sal jok oor dit wat U gesê het, en dat U sal doen wat U gesê het, U sal doen. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.